Hallo julle, Janina Oberholzer hierso en dit is vir my die grootste voorreg om vandag hierso in die hartjie van die Oeverberg te kuier. Dankie Johan dat julle my genooi het sodat julle vir my kan kom wys wat Swellendam alles bied. Nou ons is hierso op 'n splinternuwe gedeelte hierso. Vertel vir ons waar is ons vandag en wat is die planne vir hierdie pragtige stuk land? Baie dankie dat jy tyd gevat het om deur te kom na ons toe. So ons begin vandag in Oeverlys Estate. Dit is hier in Voortrekstraat in Swellendam waar die privaat hospitaal gebou gaan word. Dit is 'n privaat hospitaal wat in 'n public-private partnership gaan. Met ander woorde, die staatspasiënte gaan ook in noodgevalle gediens word, sowel as dienste wat hulle nie tans kan beskikbaar hê in die staatspraktyk nie. Die idee is om ook te help met chemoterapie, 24 uur apteek, 24 uur radiologie. Ons praat met die huidige bestaande diensteverskaffers in die Oeverberg. Jy weet, die idee is nie om enige besigheid by enigiemand weg te vat hier nie, maar actually hulle te help om op 'n level te kom waar die mense daai dienste op 'n 24 uur basis kan bekom. So waar dit tans staan is, ons het nou begin met die herzoneringsproses. Ons is besig om te gesels met die heritage mense om die plek te rezone. Die heritage moet natuurlik eers toestemming gee dat ons dit mag rezone. En wanneer dit gerezone word van residensieel na kommersieel toe, dan sal die planne vir die hospitaal ingaan na die munisipaliteit sowel as die departement van gesondheid. En wanneer dit goedgekeur word dan deur die munisipaliteit, dan word die projek befonds deur die bank. En ons maak om so teen einde van die jaar vroeg volgende jaar te begin bou. Wel, dis fantasties. Daar was duidelik 'n behoefte aan so iets in Swellendam, reg? Waar is die naaste hospitaal as jy in jou arm breek 10:00 die aand? So ons was so 2 weke in Swellendam gewees in September 2023. Ek moes vir 'n noodoperasie gaan. Uit onkunde het ons Mosselbaai toe gery. Ons het gedink dis die naaste een. En die volgende dag is ek ontslaan na die noodoperasie. Maar ek het vir my vrou gesê, jy weet, as ek deur soveel pyn moes gaan, want ek het letterlik die laaste halfuur gemit dat ek dood gaan van die pyn. Jy weet, so dan beteken dit almal gaan daardeur. Ek het toe dadelik die nodige e-pos en e-mails en oproepe gemaak en hulle het bevestig dat die vorige lisensie verval het. Ons het 'n aansoek ingedien en die aansoek is toe goedgekeur die 2 Januarie hierdie jaar. En die lisensie is aan BMK toegestaan aan my vrou in partnership met True Consulting. En ons het begin kyk na van die dienste gedurende daai proses. Ons gesien van die dienste soos byvoorbeeld 'n ginekoloog wat nodig is op die wêreld, dialyse, chemoterapie, al daai dinge wat tans nie 'n voltydse basis in die dorp is, veral vir die minder bevoorregtes. En ons het besluit om dit te incorporeer in die Klink vir my of julle baie planne het op hierdie wonderlike perseel. Ek wens julle alle voorspoed toe en ek hoop ek is hierso wanneer julle begin grondbreek. Dit klink absoluut fantasties. baie dankie.